My naam is Elmo Pinaar en ek is die bestuurende direkteur van Koramdayo Pastorale Berading en Narratiewe Terapie Opleidingsentrum in Pretoria. Ek gesels vandag met jou want dit is die laaste tyd wat ons het om in te skryf in 2020 vir ons pastorale narratiewe terapie program. Dit is 'n 2 jaar gevorderde program wat deur die Universiteit van Pretoria geakkrediteer word. Ek is seker nou so deel van die 4de generasie narratiewe praktisyns oor die wêreld. En ek gebruik narratiewe terapie op soveel maniere, selfs buite die konteks van terapie. En ek dink dit is die wonderlike ding van 'n narratiewe terapeut, is want 'n narratiewe terapeut verstaan die groter manier hoe verhale in ons samelewing, in ons kulture, in ons familie saamgestel word, wat die verhale in stand hou, wat die verhale kenmerk in terme van wat in ons samelewing gebeur, of in ons families gebeur. So jy kan dit gebruik in besigheid, jy kan dit gebruik in vele ander beroepe. Jy hoef dus nie noodwendig 'n beraader te word nie, maar dit is iets wat jy kan gebruik in enige rol, enige beroep waar jy met mense te doen het, met kinders werk, en dit gaan vir jou insig gee in hoe daardie verhale gevorm word, wat daardie verhale in stand hou, wat die mag onderliggend aan verhale beïnvloed en kan uitpak as dit nodig is, om seker te maak dat ons kom by 'n plek uit in ons families, in ons kulture, in ons samelewing, in ons werke, wat heelheid bevorder. Pastorale narratiewe terapie is vir my spesiaal in die opsig dat dit erkenning gee aan die aspek van geloof as deel van ons as deel van ons verhale in die groter sin van die lewe. As jy opeindig om dit so te doen, dan is dit goed so, maar jy hoef nie noodwendig die geloofsaspek daarvan te onderstreep nie. Dit hang uiteindelik van jouself af wat jy daarmee gaan doen. Baie van die studente gaan aan en hulle het 'n praktyk wat hulle vestig, registreer by 'n raad om dit te kan doen, maar ek wil dit onderstreep weer eens dat die perspektief wat vir jou geleer word en die gemeenskap waarin jy dit leer, gaan jou oë oopmaak vir 'n wêreld van hoe verhale oral rondom is. Ons leef, ons bestaan, ons beweeg deur verhale wat ook ons identiteit in die lewe in stand hou. So ek wil jou uitnooi, as jy nuuskierig is, jy is welkom om meer te vra. Ons begin aan die einde van Januarie. Ons hoop om vir jou daar te sien.